Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike Dinsdagoggend. Pieter, interessante feit. Dit is vandag die 28ste Oktober. Ja. Is dit, nee? Dit is? Ja. Ek het nie voor die tyd seker gemaak nie. So ek toets ook Maar maar dankie dat jy kyk daai of jy interessante wakker is. feit deel. Nee, maar wat ek eintlik wil deel, is dat dit vandag in 1886, vandag in 1886 het president Cleveland Grover die Statue of Liberty in New York se hawe ingewy. Het jy al Lady Liberty in lewende lywe gesien? Nee, nog nie daardie voorreg gehad nie. Ek ook nie. Ons moet 'n plan wie maak. die tante is. Ja. Staan ons daar. Ja, baie statig. Ek dink dit moet 'n oomblik wees wanneer jy dit van nader kan beskou. Nogal. Ja. Daar's 'n paar sulke wêreldbekende landmarks. Het jy 'n gunsteling? Ek weet nie, ek wil nog in Rio de Janeiro, nê? Is dit ons Ja. die is wat noem hulle hom die Christus Christ the Redeemer, ja. Ek wil daar, ek wil. Ja, ek ook, ja. Ek was nog nie by die Eiffel nie. Ek het eintlik nog baie travelwerk om te doen, man. Jy sal moet begin. Ons sal reël. Wel, al wat ek wil sê, jy het nêrens nodig om te gaan nie, om 'n lekker tydjie te ervaar as net hier by ons vanmôre nie, want ons het 'n lekker vol program vir jou beplan. Arnold gesels met Werner Smit, hy's die projekbestuurder vir die Ironman. Ons gaan KI en die mediese wêreld bespreek. Ons gesels met die vervaardigers van die Emmy genomineerde Suid-Afrikaanse dokumentêr School Ties en Elof kom gesels ook oor sy spiksplinter nuwe enkelsnit. Hoe's daai? Is jy opgewonde? Ek is nogal baie opgewonde want ek sien hy het ook nou 'n ja. Presies net so. Interessante country klank aan die nuwe liedjie. Ja, maar is goed. Dit wys kunstenaars se veelsidigheid. As hulle so nou en dan net so 'n bietjie iets anders te doen as die norm of dit waaraan mense met ons gewoond geraak het. Ons sal maar sien of jy nou net dalk 'n bietjie saam dans ook, Pieter, maar nietemin. Ek wil tog vir jou vra, behalwe nou vir country, wat sê jy is die gevaarlikste sport? 'n Gevaarlike sport. Rugby. As jy dan maar hoor wat se houe daai ouens vat. Ek weet nie, jy weet dit hang af. Jy kry mos ekstreem sport soos die valskermspring of ouens wat met die suits hardloop of duik. Maar nee. Enige sport het seker maar sy gevare afhangende van hoe groot jy 'n besering ag. Ek dink ek gaan jou nou so 'n bietjie skok, want ek weet jy is nogal 'n aanhanger van hierdie sportsoort. Kenners waarsku dat paddle, of soos wat sommige mense daarna verwys, padel, se gewildheid meer beserings oplewer. Nou volgens Dr. Ashley Naidu van Netcare Waterfall Hospitaal sien dokters 'n merkbare toename in knie, skouer, elmboog en enkelbeserings. Naidu meen 'n padel of paddle bied goeie oefening, maar Europese studies toon dat 36% van diegene wat vir ontspanning speel, elke jaar beseer word en 'n gemiddeld van 2,8 beserings vir elke 1000 speelure toon. Genig. Dis baie. Die meeste beserings behels die bene en enkels, soos enkelverstuitings, geskeurde kuit en duispiere en Achilles tendonitis. Dit is 'n bietjie bo my 4 maak plek, maar ek kan dink dis baie seer. Ja, hakskeen spiertjie dingetjie, myne het ook al gegaan, maar glad nie met paddle nie. Nou, bo-lyfbeserings, soos skouer en elmbooppyn, kom dikwels voor by spelers wat met swaar rakette of swak tegniek speel. Tegniek, net weer. Naidu waarsku verder teen verkeerde skoene en sê paddlebane het sintetiese oppervlaktes met sand, terwyl gewone tekkies nie die genoegsame greep of enkelondersteuning bied nie. Naidu beveel dus aan dat 'n paddle of kleibaanskoene gebruik moet word, omdat dit 'n mens se enkels beskerm. Hy meen met slim oefening, behoorlike opwarming en die regte skoene kan jy jare lank paddle speel, vinnig, veilig en sonder pyn. So sê jy nou vir my, jy boek nou jou uur uit op jou paddlebaan, maar dan moet jy nou genoeg tyd inry om seker te maak jou klere, skoene, alles is reg. En bovenal wat jy nogal gesê het, 'n ou se jy moet oop wees, jy moet los wees, jy moet daai strekoefeninge gaan doen. Ek dink dit is baie briek en dit en dat en soos wat jy sê, jy trek jou hak dalk hier vas en dan val hy op sy elmboog of sy enkel of sy whatever. Ja, nee, ek dink tref maar die nodige voorsorg, maar ek het nie besef, jy weet uiteraard weet 'n mens dat hierdie sportsoort baie meer gewild is deesdae. Ja. Maar ek het nie besef wees so versigtig, want gevaarlik jy hou daarvan. Ja. Ek het nog nooit probeer nie. Maar kom ons maak 'n date. Dan gaan speel ons paddle. Goed, so jy sal my leer. Ek het net die regte tekkies en so om seker te maak jy sal nie bene afwees daarna nie. Ja, maar toe. Hoor jy, het jy nou al ooit 'n dingetjie aanlyn bestel en dan wou jy dit nie regtig gehad het nie en dan poog jy om jou geld terug te kry en dan is dit nogal vir jou beslommernis.
Ek moet vir jou sê dit het my nog nooit oorgekom nie vir jou. Ja, inderdaad, so 1 of 2 keer met die kinders as hulle nou aanlyn ietsie bestel of so en jy sien skielik op jou rekening die geld deurgegaan en dan moet jy net maar ewe verleë ook 'n oproepie maak of 'n e-pos aanstuur om te kyk, kan jy die geld terugkry want hierdie kinders het dit verkeerlik gedoen. En dan dink ek altyd, daar's soveel mense wat seker regtig 'n kans waag, maar ek moet sê, wonder bewonder, het ek dit daarom teruggekry en dan was daar ook die handvol geleenthede wat ek Dit nie poep vergekry. teenwind, jy weet, niks gebeur nie. Okay. Ja. Maar in elk geval, gepraat oor hierdie proses, dit is niks teenoor wat 'n Chinese ma genaamd Li Yun, moes deurmaak nie. Sy het haar geld probeer terugeis nadat sy uitgevind het haar 11-jarige dogter sonder haar wete ongeveer R770 aan speelkaarte op 'n tweedehandse aanlyn platform spandeer het. Die verkoper van die kaarte het egter nie geglo dat sy die kind se ma was nie en het geëis dat sy en haar dogter 'n handgeskrewe brief van ongeveer 1000 karakters moet voorlees en 'n 5 minute lange video moet stuur waarin sy haar kind pak gee. Die vreemde versoek het vinnig op sosiale media versprei en 'n debat veroorsaak oor kinders se aanlyn veiligheid en hoe ouers meer verantwoordelik moet optree. Die platform het ook verduidelik dat die versoek nie amptelik deur die maatskappy goedgekeur is nie en het beloof om gebruikers aan te moedig om beskaafd op te tree. Kan jy dit nou oorvertel? Ek kan dit nie oorvertel nie, maar jy het ons nou vertel. Ja, Dit maar is dis vir my, hoe redeneer daai mens mos nou? Enige ou maak foute en goeters. En okay, jy kan jou geldjies terugkry, maar ek wil sien jy jou kind wiks. Ag nee man. Masogis. Ja, maar jy's mos 'n baie vriendelike ouer. Ek is eintlik 'n baie meer vriendelike ouer tot daai lyn net oortree word wat nie oortree. Is enige mens nie maar so nie? Waarskynlik. Ja. Maar ek het al gehoor, ek dink na aanleiding van jou persoonlikheid is jy die Ek sien kalm een. ek dink Lotie is kwaaier. Sy is inderdaad, dis hoe hierdie pot Maar en sy deksel moet aan mekaar wees. sit. Sy's met jou getroud, ek bedoel. Hoe dan nou Wat sal 'n mens dan nou kan sê? Okay, so wat is die les wat jy hieruit leer? Ja. Jy moet maar seker maniere en plekke instel. Ek het dit ook maar gedoen wat jy as jy byvoorbeeld aanlyn goedjies kan koop, moet daar 'n notification of soms na jou foon goed deurkom. Die oomblik as daar ietsie gebeur dat jy kan sien, is hierdie reg, is dit nie reg nie. Die meeste van die ouens het dit daarom in plek, veral so met die kinders se aanlyn speletjies en dingetjies waaroor hulle ook net kan koop en ching en selfone. Ek het al agtergekom, baie gehoor van mense wat dis fyn, dan skielik kry hulle hierdie dik rekening, dan was dit iemand wat gesê het, okay, well, bye. Deel van die game. Ja, wel ek dink in vandag se tyd is daar gelukkig, dit is 'n bietjie veiliger of daar's 'n bietjie beter kontrole na aanleiding van die toestemming wat 'n mens moet gee of jy weet hierdie sogenaamde face recognition. So ek dink dit is maar belangrik om daai maatreëls in te stel sodat jy nie verras word nie. Ja, asseblief, daai is nie 'n lekker verrassing, veral as jy in die oggend wakker word. Dis soos op 'n bootreis, as jy daai rekeningkie so onder deur jou deur kry, die vorige aand se rekening kom môreoggend. Please come to the accounting office. Ja, ons soek hom nie, maar nou ja. Ons het baie geld, kom ons sprei dit rond en ons het baie geld, maar ons het meer geluk en lekkertes hier by Goeiemôre Good Morning. Jy is besig om ons uit te daag, Pieter, want ons almal gaan nou by jou aanklop vir 'n persoonlike lening. Jy kan intussen ingeskakel bly, want ons kuier binnekort en net hierna weer verder. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning, hopelik met 'n koppie koffie in die hand.